Hallo, dis Maurits en van Heerden van Ope Woord Bediening. Ek en my vrou Marinda bied vir u aan soos wat dit na ons toe kom. Ek wil net vir u sê dat die skrif aanhalings en die gedeeltes wat ons lees hier kom verkieslik uit die 1933-53 Afrikaanse vertaling. En ek verwys heel dikwels na die King James vertalings met die Strongs verwysingsnommers by. Om seker te maak dat ons 'n skerp omlynde beeld verkry, sal ek stop en die skrif ondersoek of verklaar sover dit binne my moontlikhede of binne my bereik is. Ons het nodig, as ons besig raak met die skrifte en veral die boek Openbaring, dat ons harte, ons verstand en ons ore tot beskikking van die Heilige Gees stel, want dit is die poorte waardeur die openbarings wat vervat is in die boek op ons harte geskryf kan word. En die Heilige Gees is die skrywer. Nou, ek glo dat die hele Bybel, van die wat die eerste woord in die Bybel is, tot in die Amen, die laaste ene in Openbaring, is deur God gegee om ons ingelig te hou. En dit het baie meer vir ons te doen wanneer ons op die plek kom en ons begin verstaan wat die belangrikheid en die impak is wat hierdie skrifte en hierdie inligting op ons lewe behoort te hê. En voor ons dan begin, vra ek, Here, sal U met ons spreek deur die Heilige Gees? En ons vra Here dat U ons sal help om ons harte op U gerig te hou. Help ons Vader om te hoor wat die Gees in die gemeente sê. Ons gaan voort en ons gaan lees Openbaring 10, maar voor ons daar uitkom, kom ons gaan kyk net terug na waar ons vandaan gekom het. Hoofstuk 1 het gepraat van wie is die skrywer en wie is die skrywer van die boek. Het vir ons verduidelik waar die illustrasies plaasvind en waar die oordrag van informasie vandaan kom en plaasvind. Wie is teenwoordig daar? Hoofstuk 2 het gepraat. En die eerste 4 gemeentelike briewe wat God deur Jesus Christus aan die gemeentes gestuur het, opgeneem. Hoofstuk 3 is 'n rekord van die laaste 3 boodskappe aan die 7 gemeentes. Hoofstuk 4 het 'n 3-ledige aanslag, want dit praat en is hoofsaaklik die volgende. Dit praat van wat was, wat met ander woorde geskiedenis is, dit wat is, wat huidiglik op daai oomblik vir Johannes in sy daglikse of in sy lewenstyd plaasgevind het, en dan die dinge wat kom, wat profeties is. Hoofstuk 5 het vir ons gewys die boekrol in die regterhand van God, wat verseël is met 7 seels, wat voorop en agterop beskryf is. Dit is die titelakte van die aarde. Jy moet gaan luister na die besprekings oor hierdie hoofstukke om hierdie informasie goed alles op te tel. Hoofstuk 6 praat oor die oopmaak van die eerste 6 seels, en dan is daar verposing, want hoofstuk 7 praat nie nou van die oopmaak van die 7de seel, het praat van die 144.000 Israeliete, 12.000 uit elkeen van die stamme, en dan die ontelbare menigte wat voor die aangesig in die troon van God in die troonkamer in die raadsaal van die konings gesien is. Hoofstuk 8 praat van die opening van die 7de seel, dit praat van die goue wierookbak en die blaas van die eerste 4 van 7 basuine. Nou hierdie eerste 4 basuine se invloed en oordeel is op die aarde, met ander woorde die aarde wat die lewensmiddele voorsien aan die mense. Dis die aarde waar ons op leef in die omgewing met die gras en die diere en die see en al hierdie dinge wat gebeur met die eerste 4 basuine, vind die oordeele plaas in hierdie area. In hoofstuk 9
is vir Basyne nommer 5 tot 7 en dis die eerste oordeele op die aarde wat direk fokus op die wêreldbevolking. So hier's 'n klemverskywing wat plaasvind van hoofstuk 8 na hoofstuk 9. By implikasie sê dit vir my die volgende: dat die eerste 4 seels gaan oor die omgewing en hulle moet dus met ander woorde vir ons illustreer dat God nie onmiddellik wil ingaan en dat hy nie onmiddellik die mens wil vernietig nie, maar dat hy die mens wil waarsku. Dus hierdie eerste 4 basyne is waarskuwings. Die tweede 3 basyne is wanneer die oordeele van God die mense op aarde tref. Openbaring sover, ons kyk, hoofstuk 10 het gepraat, die sterk engel uit die hemel met die klein oop boekie in sy hand. Hoofstuk 11 gepraat van die 2 getuies en die 7de basuin. Hoofstuk 12, die vrou en die draak. Die Satan is op die aarde neergewerp. Hoofstuk 13, die eerste dier uit die see en die tweede dier uit die aarde. Hoofstuk 14 het ons gekyk en gesien die lam en die 144.000 wat staan op die berg Sion. Ons sien die boodskappe en word ingelig oor die boodskappe van die 3 engele wat in die lug vlieg. Ons sien die gebeurtenis wat die afoes van die aarde beteken. Hoofstuk 15, die 7 engele met die 7 laaste plaag. En hier wou ek gehad het dat jy moet weet, hulle kom uit die tempel in die hemel. En een van die lewende wesens wat voor die troon van God staan, gee aan hulle bakke met die 7 laaste plaag. So hierdie 7 laaste plaag kom nie vanuit die aarde uit nie, dit kom nie uit die see uit nie, dis nie humanisties met ander woorde nie, dit kom uit die hemel uit van God, uit die hemel uit, want dis sy wesens en slegs hulle wat slegs aan hom onderworpe is, wat kom uitdeel. Hoofstuk 16, as ek kyk, die 7 bakke met die 7 laaste plaag. En dan is die 7de bak gesien, die bak van verskrikking. Openbaring hoofstuk 17, die groot hoer en die dier. 17 vers 1, en een van die 7 engele met die 7 skale het gekom met my gesprek en vir my gesê, kyk, hierdie 7 engele is die ouens wat die skale ontvang het uit die hand van die lewende wesens, een van die lewende wesens wat voor die aangesig van die troon van God voortdurend en al die tyd nog was en is en sal wees. En hierdie engel het sy bak uitgegooi en nou sê hy, kom hierheen, ek sê jou toon die oordeel van die groot hoer wat op die baie water sit. Hy sal vir Johannes wys die groot hoer wat op die baie water sit. En die konings van die aarde het oreer met hierdie groot hoer. En die bewoners van die aarde het dronk geword van die wyn van haar hoerery. Nou, 'n simbool van hoerery is iemand wat baie natuurlik is en eintlik deel van hulle wese is, misbruik om hulle self te verryk, nommer 1, nommer 2, om nie noodwendig in daai volgorde ook nie, maar dit praat met ander woorde van 'n dwars deur mekaar gemoed wat dit vir jou nie moontlik maak om op te tree soos wat jy deur God gemaak is nie. En sê hierdie stelsel met ander woorde word nou gebruik. Vers 3 sê hy het my weggevoer in die gees na 'n woestyn. En woestyn, die plek van verwoesting, die plek waar daar oormatige hitte is, die plek waar daar nie plante is, waar daar nie water is, waar daar nie kos is nie, 'n plek van meer nood is voorsiening. En hy sê, ek het 'n vrou sien sit. Nou waar is hierdie vrou? Sy sit in hierdie plek van verlatenheid, hierdie plek van gebrek aan voorsiening, hierdie plek van dors en honger en oormatige hitte. En hierdie skarlakenrooi dier wat die antichrist is, of die verpersoonliking, hier word hy dan nou beskryf. Hy sê, hy is vol godslasterlike name.
7 koppe en 10 horings. Aan die ander woorde, hy sit op 'n stelsel en hy manifesteer sy krag en gesag van godslasterlikheid met 7 koppe en 10 horings. En die vrou was bekleed met skarlaken en sy was versierd met goud en kosbare stene en parels. En sy het in haar hand 'n goue beker gehad vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery. Die vrou is bekleed. Nou in hierdie gedeelte sê die vrou was koninklike, was vol van 'n begeerte, met ander woorde, om purper en klere en goed aan te trek wat haar versier. Wat haar versier met klere met baie skaars klere ook, kledingstukke. En dan tweedens dat sy haarself versier het met goud, kosbare stene en parels wat simbole is van rykdom. So jy sien hierso in gesindheid van inwees en verhef wees wat gekoppel is aan 'n gesindheid van ryk wees met die verkeerde doelstelling of motief. En sy het in haar hand 'n goue beker gehad vol gruwels en die onreinheid van haar hoerery. Ek moet verskoning vir op hierdie stadium, ek weet nie, dis Sondagoggend en 'n mens sou verwag dit is redelik stil in die omgewing, maar dis die een klomp lawaai bo die ander wat hier in die agtergrond aangaan. So ek het nou my hand oor die mikrofoon moes hou, anderste moes ek dit nou vir u, ek weet nie hoeveelste keer oordoen hierdie gedeelte nie. Maar dis ook deel van die stelsel om ontwrigting te veroorsaak. En op haar voorhoof was 'n naam geskrywe: verborgenheid. Aan die ander woorde, hierdie vrou, hierdie hoer wat sit op die skarlaken rooi diere, is nie so opsigtelik nie. Dis verberg. Dis verberg in konsternasie. Maar die verborgenheid word die moeder, met ander woorde die draer, die een wat geboorte gee, die een wat veroorsaak dat daar afvallighede en gruwels in die aarde geskep word. En ek het die vrou gesien dronk van die bloed van die heiliges. Sy het gedink as sy drink, is sy baie oulik, en in die proses het sy en die stelsel wat sy verteenwoordig ten doel om die heiliges dood te maak, om die bloed van die getuienis van Jesus Christus te verniel en vernietig. En ek het my uitermate verwonder toe ek as sien. Want weet jy, Johannes staan hier so uit saam met Jesus gewandel. Hy het gesien hoe God se hart openbaar word aan die mense in Jerusalem of in Israel, en omliggende gebiede toe Jesus daar gewandel het en met tussen die mense wonderwerke gedoen het en hulle vertel het van die koninkryk van God wat kom. Hy staan hier so en hy sê, ek het nie geweet hierdie goed bestaan nie. Want hoekom verwonder jy jou anders? 'n Mens verwonder jou aan iets wanneer jy dit vir die eerste keer sien, onderskei en waarneem. En hierso staan, toe sê die engel vir my, waarom jy verwonder? Ek sou die verborgenheid van die vrou vertel. En die dier met die 7 koppe en die 10 horings wat haar dra. Die dier wat jy gesien het, was en is nie. Hy sê dat die afgrond opkom en na die verderf vaar. En die bewoners van die aarde wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Nou, kom ons stop net hier. Hier is 'n geweldige groot verborgenheid aan die positiewe kant, wat verborge is in 'n gebrek aan kennis, dat nie alles en alle mense wat, of almal wat ons eien as mense, wat bewoners is van die aarde, se name of deur God geskep is nie. Want die Bybel sê, God het voor die grondlegging van die wêreld af, nog voordat die aarde begin
geskep is. Was hulle wat op die aarde sou woon, wat afstammelinge was van die gees wat van God, wat ingeblaas is in Adam en hom verander het in 'n lewende siel. Dis waar die generasie van God is, maar ons sien dat op 'n stadium toe kom die engele en hulle kom vat vroue vanuit hierdie lewe of uit die mense uit en hulle verwek goed wat nie so hoort nie, massiewe wesens wat nie uit God uitgebore is nie. En hier is die ding, dat hierdie wesens se name was nie in die boek van die lewe geskryf nie. En vers 8, kom ons lees dit net weer, die dier wat jy gesien het, was is nie. Hy sal uit die afgrond opkom en na die verderf vaar. Nou, die bewoners van die aarde, wie se name nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf is nie, sal hulle verwonder as hulle die dier sien wat was en nie is nie, alhoewel hy is. Nou, dis 'n vreeslike klomp deurmekaar taal gebruik hierso wat nie regtig beskrywend en op die punt af of tot op 'n punt kom waar jy baie helderheid het oor wat en wie daar gepraat is nie. Want dit praat van hom hy was en hy is nie en hy alhoewel hy is. Dit sal 'n mens so verbaas en dat sy jou kop teen mekaar krap wanneer jy kyk na hierdie dier wat uit die verderf uit afkom. Of na die verderfvaar wat uit die afgrond opkom. Nou, in hulle, die mense, of hierdie wesens wat die aarde beleef, se name is nie van die grondlegging van die wêreld af in die boek van die lewe geskryf nie. Weet jy wat beteken dit? Dit beteken dat daar wesens is wat tussen ek en jy op aarde woon vandag, wie se name nie in die boek van die lewe van geskryf is deur God voor die grondlegging van die wêreld af. Met ander woorde, hulle het op 'n ander manier tot stand gekom, al lyk hulle soos ons, al die tipe van goeters. En nou is hier nou nie 'n basis vir enige iemand om weer in afvalligheid te gaan te begin onderskei tussen mense en rasse en tale en volke nie. OK. Nou nie dit misbruik vir daai doeleinde nie. Want dit beteken jy kan verras word. As jy verras word deur hierdie dinge, het jy nodig om so 'n bietjie stil te raak en terug te trek en probeer die gees koppel aan die boom of die vrug koppel aan die boom wat die lewe gee of wat sy nalatenskap en sy saad binne in daai vrug sit. OK. Nou sê hier kom die verstand in vers 9 sê hier kom die verstand wat wysheid het. Dit pas die 7 koppe, is 7 berge waarop die vrou sit. Vers 10 sê en hulle is 7 konings. 5 het gevalle 1 is, met ander woorde hierdie koppe waarop hierdie gees of hierdie Babylon stelsel heers. Onthou 'n koning is 'n heerskappy posisie of wat en ons sien dit by herhaling sien ons dit in die boeke van kronieke en konings dat dit mense is wat sulke geweldige invloed het dat hulle die gedagtegang en die gemeenskap waarin hulle is en in daai tydperk kan vat en kan druk in 'n rigting. En ons sien dat baie van hulle het afgodediens aangehang, baie van hulle die afgode of die simbole van die afgodediens het hulle vernietig en verniel en teruggekeer na God toe. OK. Maar 'n koning is iemand wat 'n invloed het op die bestel. Nou sê 5 het gevalle 1 is. Aan die ander woorde 5 van hierdie konings, 5 van hierdie 7 koppe se werk is klaar gedoen. 1 is op die ander een. Die een is op die huidige oomblik in leef hy. Nou die volgende een is.
Ander een het nog nie gekom nie. En wanneer hy kom, moet hy 'n kort tydjie bly. En die dier wat was en nie is nie, is self die 8ste. En hy behoort by die 7 en gaan na die verderf. En die 10 konings, of die 10 horings wat jy gesien het, is 10 konings, wat nog geen koningskap ontvang het nie, maar hulle ontvang net die mag, soos 'n koning vir 1 uur, saam met die dier. Hulle het een gesindheid, en sal hulle krag en hulle mag oorgee aan die dier, om wat te doen? Om teen die lam oorlog te voer in vers 14, maar die lam sal hulle oorwin, want hy is die Here van die Here en die koning van die konings, en die wat saam met hom is die wat geroepe, uitverkore en getrou is. En hy sê vir my, die waters wat jy gesien het wat die hoer op sit, is volke en menigtes en nasies en tale. Hier sien ons die uitdruklike beskrywing van wie is die baie waters waarop hierdie hoer gesit het. Ok, die 10 horings wat jy op die dier gesien het, hulle sal die hoer haat, hulle sal haar verlate maak en naak maak en haar vlees eet en haar met vuur verbrand. Want dit, want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer en een bedoeling uit te voer en hulle heerskappy in die dier te gee, totdat die woorde van God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad, wat heerskappy uitvoer oor die konings van die aarde. Nou hier is so baie dinge wat gesê kan word, maar elkeen van hierdie verse amper kan 'n mens vat en dit uitbrei en verleng na 'n studie in eie reg, maar dit is nie die doel van wat ons nou doen nie. Ek wil hê jy moet sien dat hier 'n stelsel is, 'n godsdienststelsel met ander woorde ook, wat nie uit God gebore is nie. Jesus Christus het gekom en hy skop die tafels in die tempel onderste bo. Hy sê, julle ouens hoort nie hier, julle is besig om van my die plek van aanbidding 'n handelshuis te maak. Jesus kom en hy sê vir hulle, gewitte muur, julle ouens wat die mense van daai tyd, die priesters. Wie is jy? Wie is julle? Wie dink julle is julle? Jesus kom en hy preek en hy beklei hy beklei nie regtig soos wat ek het nou sê nie, maar sy fokus is daarop gerig om vir hierdie mense te openbaar dat die stelsel wat hulle het, is nie uit God gebore nie, want hy sê vir hulle op 'n stadium, vir julle is die oorleweringe van die ou mense belangriker as dit wat God is. Vir julle is dit belangriker om die beeld van God saligheid en al hierdie dinge te dra, as wat dit is om werklik op die plek te kom, waar julle God deur julle lewens openbaar in die aarde. Ok, want die enkel gesindheid wat hierdie 10 horings het, wat 10 konings is, sal al hulle krag en hulle mag oorgee aan die dier, om teen die lam oorlog te voer. Nou die lam, as jy praat van die lam, dan praat jy van God en die godheid. En die lam sal hulle oorwin. Daar is nie eers twyfel omtrent dit nie. Mense hoef nie eers opgewonde te raak oor hierdie ouens se dinge nie, maar jy moet bewus wees van die feit dat hier 'n stelsel van heerskappy in die wêreld is, wat 'n oorblyfsel is van dit wat in Babylon se ontstaan gekry het. En dit gaan heeltyd daaroor om te sê, no God for me, geen God vir my nie, ek sal regkom op my eie manier. Want God het hulle in hulle, het dit vers 17 sê, want God het dit in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer. God het in hulle harte gegee om sy bedoeling uit te voer. En een bedoeling uit te voer. En hulle heerskappy in die dier te gee, totdat die woorde van God volbring is. En die vrou wat jy gesien het, is die groot stad, wat heerskappy voer oor die konings van die aarde. En luister mooi. Die vrou wat sit op hierdie skarlakenrooi dier, is 'n stad. En wat doen hierdie stad? Hy beheer en hy oefen beheer uit oor hierdie hele afgodestelsel wat die wêreld beheer. Nou dit is geïnfiltreer en word gesien in die handel, dit word gesien
allerlei bedrywe dwars oor die aarde, waaronder die bankstelsels en die regeringsstelsels en godsdienststelsels. Die oomblik, luister, wanneer jy hoor stelsel, moet jy begin versigtig raak. Want 'n stelsel is iets wat twee dinge tot gevolg kan hê. 'n Stelsel mislei jou en vat jou weg van God af, of in die tweede plek, 'n stelsel kan vir jou toon wat gees is in die werk agter dit en kan vir jou help om jou terug te bring na God toe. Nou ek hoor graag van u as u enige kritiek, opbouende kritiek asseblief oor hierdie spesifieke skrifgedeelte het, of as dit die informasie en openbaring het wat God u gegee het, wat die Here vir u gegee het, om toe te voeg tot dit wat hier opgeteken is. As jy so iets het, skryf aan my by openmywoord@gmail.com, openmywoord@gmail.com. Kyk aan die onderkant van hierdie skyfie is daar die adres. Stuur dit soontoe, ek hoor graag van u, lees graag u openbaring, sodat ek ook 'n groter insig kan verkry. Seën van die Here op u. Dankie Vader, dat ons hierdie geleentheid gehad het om hierdie boodskap of hierdie hoofstuk ook te kon lees, en alhoewel daar baie dinge is wat ons nie sien en verstaan nog nie, Here, bid ek dat u deur u gees op ons harte en ons gemoed en ons menswees sal broei, en ons sal openbaar die dinge wat noodsaaklik is om weg te neem met dit. Ek bid dit in die naam van die Koning van die Konings, Jesus Christus, ons Here. Amen.